Shabbat shalom, julle, ek hoop julle het dit gehoor. Gee toch net iewers vir my 'n thumbs up, dat ek kan hoor of julle ons hoor, want dit wat net gewerk het, werk nie. Maar ons betrui hierdie tegniese probleme wat ons so ondervind, weet, met die rekenaars en so aan, dit sal uitgesorteer wees volgende week, ons weet dit. So, jammer, ons kon nie die klank hoor, of die klank terug hoor, nie so. Maar Shabbat Shalom, mag julle wonderlike Shabbat hê. Ek hoop julle het dit nou al selfs van gisterand af, en dat, ag ja wel, dat julle regtig in die teenwoordigheid van Vader was, en dat hy julle seën, en dat hierdie regtig joy is vir julle, soos wat ons het net nou uitgespreek het. Het jy al hallo gesê? Nee, Shabbat Shalom aan julle. Nou, ons het nou hierdie interessante week. Jy weet, almal is ons al ewig so half verskrik wanneer hulle hoor Korach. Ek beloof julle, as dit kom by leierskap, of dit nou in die Hebreë roeters is, en of dit nou onder die Messiaanse Jode is, en of dit net pleinweg Messiaanse, wat ook al, wanneer dit kom by hierdie parasha, dan neem hulle verlof. Iemand anders kan dit aanbied. Ek sê dit amper elke jaar, maar die ding is dat mens beleef. Ek leef, en ek moet vir jou dit sê, ons kyk elke week, maar hoe het hierdie parasha uitgespeel in ons lewe, en jy weet, dan maak mense die nota daarvan. So ja, interessante besige week gehad, interessante dinge wat gaan opkom. Mag Vader ons seën in hierdie studie wat ons nou allemaal saam gaan doen, en dat ons met mekaar kan saam praat, en hoor wat die roeg op ons harte lê. En mag ons almal die vrymoedigheid hê om vrae neer te pen, sodat ons agterna 'n bietjie lekker kan midrash en met mekaar kan praat. Afrikaans sê dit so duidelik: O Jahweh, luister na my woorde, let op my versigtiging, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my Elohim, want tot U bid ek. En vandag, miskien is daar iets waar jy oor 'n hulp geroep het, en waar jy uitroep na Vader. En dan mag hy jou antwoord, want sy woord sê dat hy sal jou antwoord. En die môre, Jahweh, sal U my stem hoor, en die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Mag jy ook dan afwagtend wees, en mag hy jou antwoord. En so kom ons dan by ons parasha vir hierdie week, en dit is Korach. Korach het 'n paar betekenisse, die kan ek jou verseker. Een daarvan is opstand, die ander een is rebellie. En dan die leesgedeeltes is uit die Torah uit Bemidbar of Numeri 16 vers 1 tot 18 vers 32. En ek is jammer oor die fout wat ingesluip het, dat ek gister die eerste alia van Chukat gepost het, maar dis net tot 18 vers 32, ons het 'n dol week gehad, ek is jammer oor daai ene. En dan die Haftorah is Shemuel Alef 11 vers 13 tot hoofstuk 12 vers 22, en dan die Brit Hadashah of die hernieuwde verbond is Matthew of Matteus 26 vers 13 tot 24, Timotheus byt, dis 2 Timotheus 2 vers 8 tot 21, en dan Jehuda, wat die Hebreëus is vir Judas, 1 vers 1 tot 25. Weet jy, ek wil net vir jou sê, dit is net by my opgekom, terwyl jy dit lees, toe besef ek, maar weet jy wat, vanuit 'n Joodse perspektief, 'n Hebreëse perspektief, sou hulle sê, wel, weet jy wat, daai fout was bedoel sodat iemand dit moes sien.
Iemand moes dit sien, iemand moes iets daaruit gekry het. So, ons maak verskoning maar, aan die ander kant weet ons dat Vader is in beheer van al hierdie goed. So, kom ons kyk nou so 'n bietjie na Parasha Korach. Ja, maar is alweer 'n kwessie van, daar is soveel goed waaroor ons moet praat, nee. Ons kan seker goed net uitlig, so kom ons probeer om julle nie te lank besig te hou nie. Ek wil op twee aspekte wil ek net konsentreer vandag, en die een gaan wees definitief Korach, paar nuwe insigte gekry. Mense, as jy daaraan dink, nee, kom ons sê ek doen hierdie vir die beste part van 20 jaar, dan elke jaar kry ek nuwe insigte daarin, en hier is sekere van hierdie goedjies wat ek met jou wil deel, dalk help dit jou in sekere goed, of met iets waarmee jy sukkel, nee. En die tweede ene is, weet jy, net sulke interessante insigte gekry, ons het probeer om dit nie uit te rek nie, maar oor Aaron se staf, ons hoop ons kan by al daardie goed uitkom. So, wat is al die onderwerpe waarna ons gaan kyk, dit gaan wees, of wat jy in hierdie parasha gaan kry, wat so afkom, jy die opstand van Korach, jy sal sien Elohim ondersteun vir Moshe en Aaron, en dan word Korach en sy volgelinge, dan word hulle gestraf. Dan is daar 'n opdrag wat Elohim gee rondom die 4 panne van die rebelle, en ek dink die ding wat ek en jy so op ons aandag op gevestig is dat ons kyk na prentjies oor die 4 panne, maar dit lyk meer soos hierdie wierook goedjies wat hulle het. Nee, 4 panne is 'n 4 pan, jy gaan pole optel en jy gaan, verstaan jy, en daar's net werk wat net aan sekere mense gegee het. Ek wil net gou vir jou sê, as ek moet gaan kyk na Numeri 18 vers 4 en verder, dan is die 4 goed wat toevertrou is net aan sekere mense, is die bloed wat gesprinkel word rondom die altaar, dan het jy ook hulle doen ook die verbranding van die vet en die graanoffer op die altaar, en dan doen hulle ook the water and the wine libation, hulle doen dit, net hulle kan dit doen, so niemand anderster mag dit doen nie. Daar sê Vader baie duidelik vir hulle, geen vreemdeling mag nader kom nie. Verstaan, dit is sy oogmerk daar. So, goed, en dan het hy natuurlik weer eens 'n herhaling daarvan, na hierdie hele 4-pan insident, dan kom Moshe en Aaron en hulle tree in vir die vergadering. Ek gaan probeer om nie daai tweede rebellie eers aan te raak nie, verstaan jy, dit is my verstommend, maar ek dink dis hoe mense optree, dat hulle weet, hulle het hulle self onder 'n strafposisie geplaas, en dan hou hulle net aan, dis asof hulle in 'n depressie verval het, of iets van die aard. Dan sien ons, die gedeelte waarvan ek net gesê het, ons gaan praat, is Aaron se staf begin bot, en dit gaan sekere implikasie hê. Vader herhaal Aaron se pligte, en hy gee al daai, Elohim gee dan al die offers as 'n geskenk aan Aaron en sy seuns. En dan natuurlik word daar gepraat oor die 10des wat aan die Lewiete gegee moet word. Ek het nie tyd om daaroor te praat nie. Ek kan werklik waar seker weer lank daaroor praat, maar ek dink ons het 1 jaar, ek kan nie onthou watter een het was nie, het ons by Parasha Kitavu het ons daaroor gepraat en dis weer. En ek wonder of dit die gedeelte is wat dalk nou nie op die parasha dan nou behoorlik uitgekom het nie. Ek sal gaan kyk en dan sal ek dit net vir julle post weer eens op Telegram, Facebook en sulke plekke. Goed. As ons dan nou kyk na hierdie eerste alia van Parasha Korach. Dit begin letterlik met 'n skokkende oomblik. Dis 'n familielid van Moshe. Dis sy eie neef hierdie ou. Nee. Hy staan op in rebellie, in 'n opstand. Korach was nie iemand wat eintlik baie vrae gehad het nie. Hy was iemand wat 'n agenda gehad het. Hou nou gedagte, leierskap wat 'n agenda gehad het. So nou wys hoekom ek sê hy is leierskap, nee, maar hy is iemand met 'n agenda. En hy het met daardie agenda gekom en dit het so 'n hele ou kleed van geestelikheid rondom hom gehad, nee. Hy sê vir Moshe hulle, ek weet, hy is letterlik in sy gesig, en hy sê vir hom, is die hele vergadering dan nie afgesonderd nie? En dis waar. Jahwe het gesê, Israel is 'n koninkryk van priesters, maar Korach gebruik daardie waarheid om iets donkerder te doen. Dit is wat ek en jy moet weet, en dit is
om Jehovah se orde te bevraagteken. En ek meen, hierdie is iets wat ek en jy van moet kennis neem. Het jy dit al gedoen? Dis 'n kwessie van repent, want hier kom die gevaar. Jy kan so reg klink en jy kan tog so verkeerd wees. Korach het nie direk gesê, ek wil mag nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy het net gevra, hoekom Aaron en Moshe alles beheer. Dit klink soos regverdigheid, maar eintlik gaan hierdie hele ding oor sy eie persoonlike ambisie. En ek wil hê jy moet verstaan, dit is nie verkeerd om ambisie te hê om in leierskap in te gaan nie, maar wil jy nie net dan die tyd vat, dat Vader jou behoorlik kan leer, lei en so aan, weet jy wat, omdat net ek myself het baie jare geleer, en ek leer nou nog. Vader wys my, jy weet, dis letterlik 'n kwessie van, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Elke tree wys hy vir my. So, dit is nie verkeerd om die ambisie te hê, veral nie as jy weet dat dit iets is wat Vader in jou hart gesit het nie. Maar wat Korach nie doen is iets anders doen. Wat hy doen is, en ek sal het so stel, wanneer ons Jehovah se strukture begin bevraagteken, omdat ons iets wil hê, dan is ons nie meer besig met 'n weerstand teen mense nie. Ons is besig met weerstand teen Jehovah self. Nou, en jy sal sien, hoe gaan hierdie tipe ouens te werk, nee. Korach, Datan, Abira, en weet jy daar 250 mense, en noem maar 250 manne van aansien, so hulle is gerekende ouens in die hele 3,5 miljoen mense wat daar by die berg Sinai staan, of waar hulle ook al heen beweeg het toe op daai stadium. So, en al hierdie ouens kom dan in opstand teen Moshe en Aaron, en hulle kom in opstand teen sy leierskap, en jy moet nou hier sien, dis nie 'n passiewe ding nie. Hulle het dit reg so voor Moshe gestel. So wat was dit? Dit was 'n direkte aanval op sy autoriteit. En mense, ons doen almal dit. Ons maak 'n fout, ons kritiseer 'n leier, wat ook al, jy weet. En ons dink dit is reg, jy weet, ons kan dit van hom sê, ons kan dat vir hom sê, maar weet jy wat doen jy? Is, hou net vir 'n oomblik 'n gedagte dat Vader het vir hom in 'n autoriteitsposisie geplaas. Maar ek kan jou ook waarborg dat Vader sal nie toelaat dat iemand wat hy in so 'n autoriteitsposisie geplaas het, dit misbruik nie. Die kan ek nou vir jou sê, hou dop. Sonder gevolge nie. Daar gaan definitief gevolge wees. Dus jy kan dit doen. Die Engelse sê dit so mooi, weet. Ou wat, kom ek gee in Afrikaans, iemand wat mislei is, weet nie, hy is mislei nie. Dis die hele ding van misleiding. So hy hou aan in hierdie misleiding van hom beweeg, hierdie ding wat hy dink is reg. So as ons hierdie reg wil verstaan, dan moet ons reg dit in konteks eerlik lees, baie eerlik lees. Ek gaan weer sê, ek dink ek het dit verlede week ook gesê. Eksegese beteken ons haal die betekenis van wat die skrif sê uit die teks uit. Ons doen nie ons eie idees in die teks in nie. Dit noem hulle eisegese. Moet jy nie skuldig maak aan eisegese nie. Maar wat is dit wat ons hier sien? Want dit is meer as net 'n meningsverskil. Dit is letterlik 'n geestelike magsgreep. Dis 'n magsoorname. So wat sit jy nou eintlik hiermee? Dis 'n staatsgreep, 'n coup d'état wat hierso weet aan die kom is. Kom ek verduidelik vir jou wat is 'n coup d'état, hierdie staatsgreep. Is 'n skielike en 'n onwettige oorname van 'n politieke mag deur 'n klein groepie. Dikwels 'n weermag of weet die een of ander elite fraksie. En dit gaan normaalweg gepaard met geweld en dreigemente en dies meer. Dis nou nie asof ons kon sien dat daar gaan geweld wees nie, maar kyk hoe is dit wat Korach dan nou te werk gaan. Een van die dinge wat 'n kenmerk is van so tipe magsoorname is, dis vinnig en is sonder om die wettige prosesse te volg. En dan gaan dit ook natuurlik plaasvind sonder breë publieke steun of deelname. Onthou jy hoe ek vir jou gesê het vanmôre toe ons deur hierdie gaan, toe sê ek vir jou, weet jy 'n goeie voorbeeld weer eens wat ons gesien het daar by Yad Vashem, en dit is dat Hitler kon net 10% het hom regtig geweet met hele hart en siel gevolg, maar die ander 90% van Duitsland
hulle word dan ook geassosieer, dit is asof hulle die misdaad by assosiasie saam pleeg, omdat hulle niks gedoen het nie. Weet, dis 'n ding wat hulle sê, for bad things to happen, good men must do nothing. En dit was juist ons opdrag gewees om te sê ons assosieer nie en ons keer dit nie goed nie. Presies. As ons sê ons is deel van Israel, van die volk, dan moet jy regte assosiasie. Dan moet ons die regte assosiasie. Ek stem met jou 100% saam daarmee, ja. So, wat is dit wat ons dan hier kry? Want jy gaan sien, die geselskap waarbinne jy jouself bevind, nee, diegene met wie jy omgaan, dit sê baie van wie jy is. En soms kan verkeerde verbintenisse jou lewe kos. Weet, hier, terug na Korag, sy trots, dit kom voor soos vroomheid. Maar daai tipe vroomheid is maar baie, baie gevaarlik. So, ek wil vir jou 'n vraag vra. Het jy al so 'n opstand gesien wat lyk soos geregtigheid? Het jy al ooit trots gesien wat as sogenaamde afgesonderdheid of heiligheid vermom is? Ek is seker ons almal het. Ek wil net vir jou hier dan sê, hierdie is 'n prentjie wat ek gaan haal uit Parasha Bemidbar. Ek wil 'n spesifieke ding wil ek vir jou net illustreer. En moet ek nou daar vir julle wys met die laser net presies hoe hierdie ding gebeur. Hier heel voor het jy die stam van Jehuda, né? As jy so aan ons linkerkant so omgaan, dan kom jy by Kehat, kom jy uit. Met ander woorde, dit is waar Korag vandaan is, en dan net links van Kehat, kry jy die stam van Reuben, en Datan en Abiram, hulle is van die stam van Reuben, en met ander woorde, die 250 manne is die ouens wat van daar af kom. Met ander woorde, wat hulle eintlik wil doen, is hulle wil hulle self gaan plaas op 'n plek, letterlik waar Jehuda is, né? Hulle wil hulle self gaan plaas waar, sien jy hier is Aaron aan die regterkant van Jehuda, kan jy sien hierso sy tentjie hierdie kant? Nee, dis Moshe daai. Ag, ekskuus, jy heeltemal reg, nee, ek wil die twee ding verduidelik. Kan jy sien, hulle is spesifiek en strategies geplaas, en die kamporde het ons daai tyd vir julle gesê, is deur Vader bepaal, en dit is hoe hulle gaan werk, en dit is hoe hulle gaan trek. So hierdie is bitter belangrik dat jy net kennis neem, nee, dit is gevaarlik oor met wie jy jou assosieer. Wanneer jy begin om Vader te volg, en jy sê, ek volg u, ek plaas u myself onder u koninkryk, soos wat Yeshua ons hoeveel keer gevra het, repent, nee, hy sê, bekeer julle, en want die koninkryk van jou is naby. Weereens ook hier prentjie het ek ook sommer net bygevoeg, kan jy sien selfs jou bil, jou arend en jou leeu en die mens, dit word strategies geplaas daar, want sommige het die kragtige werking, die ander is die profetiese wat hulle sien, sommige doen die priesterlike werk en dies meer. So, weereens is 'n kwessie van neem net weer kennis daarvan, Vader is die een wat in beheer is vir die kamporde, en dis een van die dinge waarteen Korag nou hier kom staan. Goed, so, wat sê hy? Hulle is almal afgesonderd, roep hulle dan nou uit. So vers 3 sê baie duidelik, nee, hierdie ouens van die volksvergadering, hulle was manne van faam, hulle was renowned, is die woord wat gebruik. En dis hulle wat dit na Moshe toe kom en dan sê hulle vir hom, dis nou genoeg. Nee? Want die hele vergadering, hulle almal is afgesonder en jou was in hulle midde. En hier is woorde wat terug gaan kom om soos hulle in Engels sê, it's gonna home thing. Nee, want Vader gaan ook verskyn en dan gaan hy ook sê, dis nou genoeg. Waarom verhef julle dan oor die vergadering van Jehovah? Nou die sleutelpunt wat jy hier moet wegvat is, moontlik het hulle met hierdie stelling gekom, dat hulle die afgesonderdheid van die hele Israel kan verwar met die gesag wat deur Jehovah Elohim gedelegeer is. Hierdie het niks te doen met eenheid nie, dis totale afguns, nee, die waarheid hier word nou verdraai om mag te gryp. So,
dink vir jouself, ek sê vir jou, ek het gegaan hier en dan het ek die nederigheid en die valse gelykheid, het ek met mekaar probeer vergelyk en dan kan ek net sê, as jy gaan kyk daarna, die hele ding gaan oor verdraaide motiewe. En ek sê nou vir jou, as jy in die teenwoordigheid van Elohim wil wees, en hier word die prentjie vir jou geskets, met dit wat jy gesien het met die kamp, hy is in hulle midde. Dan het hulle die audacity, want hulle is veronderstel, Kehat en Gersom en, jy weet, hulle is veronderstel om tussen die volk en Jahwe te staan. En dan beteken dit, presies daar waar hulle staan, is hulle reg teen hierdie tabernakel, en dis waar vandaan hierdie verdraaide motiewe dan nog gaan kom. Kom ek gee vir jou 'n bietjie van 'n Hebreëse perspektief. En ek weet in die lig van hierdie Bemidbar 6 vers 3, waar Korach en sy volgelinge dan nou sê, die hele vergadering is afgesonderd, en Jahwe is in hulle midde. Waarom verhef julle dan julle self bo die gemeente van Jahwe? So dit lyk op die oppervlak asof daar eenheid en gelykheid is wat hulle nastreef, maar as jy dieper in die Hebreëus gaan lees, dan is dit nie ware eenheid nie. Dis 'n manipulering van die waarheid, nee, dit is waarby ek wil uitkom. Hoeveel mense doen nie dit nie? Dit is baie duidelik, daar is soveel duisende denominasies in hierdie wêreld. Iemand is besig om die ware of die waarheid te manipuleer. Weet, so dat ons al baie keer sê, hulle praat die waarheid snaaks. Hulle praat die waarheid snaaks. So, ons moet onsself die vraag vra, maar wanneer word eenheid? Alles moet eenheid wees. Maak nie saak nie, ons is nou 10 denominasies, terwille van 'n saak word ons so genaamd, weet, trek ons laar en ons wil 'n bepaalde persoon uithaal. Nou wanneer word daardie eenheid net 'n masker, net 'n vermomming vir jaloesie? Wanneer is dit so? Jy sien, wanneer hy dan sê, ons almal is afgesonderd, hy gebruik dit eintlik om gesag af te breek, om nie die afgesonderdheid te eer nie. Soos ek sê, die frase self is nie verkeerd nie, maar die motief agter dit was nooit afgesonderd nie. Die teks wys hulle was jaloers op Moshe en Aaron, en meer spesifiek op hulle roeping, en nie dat hulle werklik die volk vir die volk se geregtigheid geveg het nie. Die tweede punt wat ons moet sê is, wanneer jy daai jaloesie vat en dit word verdraai as 'n geregverdigde verontwaardiging, nee. So hulle gebruik nou die taal van die verbond, jy weet, om nou hierdie godsdienstige voorwendsel te hê vir hulle eie persoonlike ambisie. Wanneer daar nie ruimte is vir onderskeiding tussen Jahwe se aanwyding en mense se begeerte nie, dan jy weet, hulle ignoreer dan die feit dat dit Jahwe homself was wat Moshe en Aaron aangestel het. En een ding wat jy nota wat jy vir jouself kan maak, ek sê weer, het jy al gesien hoe iemand daai taal van eenheid gebruik om eintlik net sy eie agenda aan te dryf? Jy weet, hoe onderskei ons tussen ware eenheid en gemanipuleerde loyaliteit? Jy moet dit sien, want ek gaan vir dit sê, dit kom nou by my op, weet jy, en toe ek deur die 7 vloeke van Rigters gegaan het, nee, kan ek nou vir jou sê, hierdie herinner my baie aan die Moabitiese vloek. Dit herinner my baie mooi nogal daaraan. Ek dink ons het dit 'n paar jaar terug, het ons dit bespreek. So, kom ons kyk net mooi, was Korach se bewering heeltemal vals? Nee, die volk was afgesonderd. Maar die afgesonderdheid kanselleer nie die roepings en rolle nie. Dit is die punt wat ek hier wil maak. Afgesonderdheid, net omdat almal afgesonderd is, beteken dit nie dat Dathan kan nou Korach se werk oorneem en Korach kan nou Moshe se werk oorneem. Dit kan nie gebeur nie. Kan hoegenaamd nie gebeur nie. En tog sien 'n mens dit dat daar 'n neiging daarna toe is, jy weet. Ja, maar dis wanneer 'n mens kom en van 'n halwe waarheid 'n waarheid wil maak, 'n volledige, maar dis eintlik 'n volledige leuen. Ja, heeltemal. Jy sien, eintlik het iemand dit eendag verduidelik en gesê, dit is wanneer jy 'n waarheid vat en jy maak dit die waarheid. En dis wanneer jy sulke, weet, wanneer jy by jou eie
antwoorde uitkom, né? So ek wil net gou kyk daar, daai vorige Skype was daar 'n ding wat ek wou gesê het, ja, ek dink dis eintlik wat ons toe wel gesê het, 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Weet net dit, jy kan nie wegvat. Weet jy, Devarim 4 vers 2 sê dit so uitdruklik, jy mag by hierdie Torah, mag jy nie byvoeg nie, jy mag nie wegneem nie. So, en ons sien dat Moshe se reaksie daarop is, hy val op sy gesig, nie uit vrees uit nie, letterlik eintlik meer 'n hartseer. Dis teen Jahwe, dis nie teen hom nie. Nee? So, wie het Moshe dan nou gereageer? Letterlik, die eerste ding wat hy kan doen, dis met nederigheid en dis met 'n gebrokenheid. Hy val op sy aangesig, nie om sy magsposisie te verdedig nie. Dis die mooi ding van Moshe. Dus wanneer jy weet, jy is geroep vir hierdie situasie, vir hierdie leierskapsposisie, hy het nie ten alle koste probeer om sy posisie te verdedig nie. Hy het eerder toe dit gebeur, is die eerste ding wat hy doen. Soek Jahwe se leiding. Ware leierskap veg nie vir 'n posisie nie, hoor. Hulle gaan nooit veg vir 'n posisie nie, ek kan jou waarborg. Dit tree in, met ander woorde, hulle doen intersessie, en dit wag op Jahwe se regverdiging. Het ek nou reg opgetree? Vader, wys my, ek weet nie wat moet ek doen in hierdie situasie nie. Nee? So, 'n regte leier volg Jahwe se tydsberekening. Ons het dit gesien. Ons het dit beleef. Jy volg Jahwe se tydsberekening, nie volgens die publiek of die breë publiek se goedkeuring nie. So weer eens uit 'n Hebreëse perspektief is Bamidbar 16 vers 4 is baie sleutelmoment. Want toe Moshe dit hoor, het hy op sy aangesig geval. Dis 'n eenvoudige aksie, hierdie hele kwessie van val op jou aangesig. In die Hebreëse wêreld is daar 'n geweldige diepte van betekenis. Dis nie 'n teken van wanhoop of emosie nie, dis 'n bewuste geestelike reaksie wat diep gewortel is in die verhouding tussen die mens en Elohim. So wat beteken dit dan wanneer Moshe op sy aangesig val? Hy erken jou as 'n gesag en oordeel, en in plaas daarvan weet om sy eie posisie of homself te verdedig. Wat doen hy dan? Onderwerp hy hom volkome voor die gesig van 3,5 miljoen mense, onderwerp hy hom aan Jahwe. Dit is 'n gebaar van vernedering, né? Hy plaas homself, kyk mooi, in die stof van die aarde. Het stof, jy kom uit die stof uit, na die stof toe gaan jy terugkeer, né? Dit is wat hy gedoen het. Dit is so goed soos hy sê, ek sterf vir myself. Geef my leiding asseblief, Vader, wat moet ek doen met hierdie mense? So, in Hebreëse denke is dit die hoogste vorm van 'n emosionele en 'n geestelike selfbeheersing. Dit is 'n teken van voorbidding aan die een kant, maar ook 'n selfverloning aan die ander kant. Nee, selfde ding wat Yeshua sou gesê het, neem 'n kruis op en volg my. So hy veg nie, hy wat Moshe is, hy veg nie vir homself nie, hy lê homself neer vir die volk. Jy kan vir jouself parallelle sien met Yeshua, hè? Jy sien die parallel met Yeshua. En dit is eintlik wonderlik, ek meen, dit onmiddellik is dit as maar dots geconnect word en ons kan sien, wauw, maar die skrif van begin tot einde, is in mekaar verweef. So, weer eens, jy weet, ek kan 'n ander voorbeeld gebruik, en dit behoort ons te herinner aan die voorbeeld toe Abraham, die aartsvader, toe hy vir Sodom gepleit het, of Daniel wat vir Israel ingetree het. So dit is nie 'n reaksie van trots nie, dit is eerder soos 'n innerlike barensnood oor die volk. Jy weet, dit is ook vir my soos Galasiërs 4 vers 19, nou het ek daaraan dink, nee? Dis wat Paulus sê, ek was in barensnood, totdat Yeshua behoorlik in jou gevorm is. So kan jy sien, speel hierdie ding saam. Jy moet die konteks en die kultuur moet jy verstaan. Dan sê jy verstaan presies wat word van jou verwag. En ons moet net in gedagte hou dat Moshe was 'n profeet. Hy was 'n profeet. So hoe sal 'n mens dan moet 'n mens gaan kyk wat is 'n profeet
sy kwaliteite en hoe sy ingestel, wat is sy hart, waarvoor is sy opgerig, wat is sy purpose? Dit is helemaal so, maar weet jy, dat jy daarvan praat, want wat is dit wat hy doen is, ek meen, nadat hy nou hierdie woorde hoor, nou val hy daar neer en hy, en hy tree vir hulle in, Devarim, dis Deuteronomium 13 vers 4, sê vir jou 7 goed, in 1 vers, wat jy moet doen, jy moet die mense leer wat is Vader se naam, jy moet sy gebooie vir hulle leer, maar die belangrike ding is leer hulle om Vader se stem te hoor. Ons het 'n gesprek hierdie week daaroor gehad, Ja, spesifiek oor hoe mense mistas, oor hoe 'n profeet, wie 'n profeet is, hoe 'n profeet funksioneer, wat sy funksie eintlik is. En ongelukkig het dit verval as profeetskap is hierdie airy-fairy. Jy weet, ons moet net 'n woordjie gee, en daar is sieners, verseker, maar dit gaan, jou roeping is groter as om net te sien, as om net te hoor, 'n spreekbuis te wees. Jy moet 'n spreekbuis wees namens die volk en vir die volk. Jou hart moet wees om hulle terug te draai. Jy's nie veronderstel om net elke keer ook sien dit en ek sien dat, en vandag het ek nou hierdie boodskapie wat ek uitgee, want dit is nou wat ek gesien het. Ons maak glad nie af die kwessie van dit is so, daar's siener profete, die skrif praat ook daarvan. Maar daar's te veel wat in hierdie profetiese bedienings is, wat airy-fairy is. Dit is net, ons sweef in die wolke, en dis net so ladida, julle, asseblief, dis Christianity, dis nie 'n ware profeet. Ja, mens sien, dit is hoekom ons probeer om mense daarop te wys. Eerder saam te leer as om weer to preach down to you. Ek vat eerder met jou hande en ek sê vir jou, maar het jy geweet dat daar selfde Devarim 13 vers 4 sê vir jou, jy wat die profeet is, jy moet die mense leer om jou aan te kleef. Kan jy sien hoe intens is daai opdrag? Dis nou omtrent 'n 7voudige opdrag wat jy kry. En die een wat hy vir jou gaan leer is sy naam. En na die dag toe praat ons ook daaroor dat Yeshua se laaste gebed wat hulle altyd die hoëpriesterlike gebed noem, sê, Vader, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Ja. Nee? En as daar soveel wat wil preek, moenie die naam gebruik nie. Ja. Maar dis die profeet se werk om dit te doen. Weereens is dit 'n kwessie van 'n mens moet besluit wie is die autoriteit, sonder om die hele tenag weg te gooi en dit wat Yeshua geleef het en sy halaga volg. Nee? So weereens is dit 'n kwessie van wat het hy gedoen? Hy het die Vader gevolg. Hy sê toe niks het my, hy het nie doen net wat die Vader sien doen. Dis wat hy sê. En dis eintlik wat Moshe hier doen. Is hy tree werklik as 'n profeet in. Net so. Hy sê, hy is daardie profeet. So, wat is dit wat hy doen? 'n Profeet het 'n diep bewussyn van hierdie afgesonderde ruimte. Die Hebreëse denke is die tabernakel. Die teenwoordigheid van Jahwe is daar en enige konflik wat ek meen dit beïnvloed die Vader se orde. dit versteur die orde. Dis wat ek eintlik probeer sê. So en dan gaan daar iets gebeur, so hy weet, hy val daar neer. Hier gaan dit nie net oor menslike opstand, hier gaan dit oor mense wat opstaan teen Jahwe. Maar eintlik wat jy nou hier sê is dat hy daai insig gehad om dadelik te weet waaroor gaan dit. En dis wat 'n profeet doen, is om insig te hê in die hele situasie. Ons weet dat Vader duidelik in bemidbaar het hy verklaar, ek gaan van hierdie gees, van my gees wat op jou is, gaan ek op hierdie 70 sit. Met ander woorde, hy weet, hy's geesgedrewe, hy wat Moshe is, so hy's geesgedrewe, en hy weet wat is nederigheid. So, hierdie hele ding gaan alles oor die visuele taal van onderdanigheid in 'n konfliksituasie. Jy moet die hele situasie anders as die wêreldse manier van konfrontasie hanteer en verdedig. Hy wys vir hulle die ware geestelike leierskap eerder as
Eerder te bid as om te veg. Ja, bid eerder, Ja. moenie veg nie. So hy probeer nie beheer nie, hy probeer vra vir genade. So weer eens, jy moet gaan kyk na Moshe se nederigheid teenoor Korach se arrogansie. Wat is jou eerste reaksie as iemand jou aanval? Val jy op jou aangesig neer voor jou of nee? Gryp jy terug? Is jy besig om jouself te verdedig in die proses? Kan jy jouself verbeel hoe dit voel, weet as iemand jou dan nou voor, letterlik, as jy voor jou neerval, vir ander mense se sondes, het jy dit al gedoen? Ek dink hoe vernederend dit vir Moshe moes gewees het. Want voor 3,5 miljoen mense word hy eintlik verneder nou. Word hy verneder, eintlik die letterlike ding wat hy doen, is hy laat die hartseer wat hy voel, laat hy hulle almal sien. Nee? Leiers, hoor nou vir my baie mooi, dra baie keer ongesiene pyn. Hulle doen dit baie keer, want dit is wanneer jy in terwyl kan ingaan vir die res van ander mense. So, wat leer hierdie vir ons oor jou as 'n natuur? Nee, hy is Elohim, hy is die Elohim van orde, roeping en afgesonderde grense. Boundaries is belangrik, nee, hy beskerm dit wat hy self instel, maar hy is ook barmhartig. En Moshe het aan hulle 'n kans gegee om te teshuva, om terug te keer. So jy sal sien dat jou hoof verpletter nie onmiddellik nie, sy oordeel is nie onmiddellik nie, hy kom met 'n waarskuwing heel eerste. Maar as die hart gaan verhard, dan volg die oordeel, ons moet dit weet, ons moet verstaan dit gaan gebeur. So ek vra vir jou, volg jy jou as 'n orde, of is jy besig met jou eie ambisie? Nee, moenie afgesonderdheid as 'n masker dra nie, ek ken mense wat dit doen. Gaan eerder in 'n toestand in van wandel nederig, eer jou as 'n aangesteldes en deel die boodskap as jy glo dat Yeshua die enigste tipe leierskap is wat vir jou 'n model is van wat die hemel gaan eer. Maak dit vir jou sin. Want hy kom modelleer soos in die hemel, so ook op die aarde. So Yeshua is ons voorbeeld, volgens sy voetspore. Kyk na hom, hy is die model van die hele ding. Nou, 'n goddelike toets word voorgestel en dit sien ons in vers 5 van Bamidbar 16. En hy het met Korach en sy hele bende gepraat en gesê, môre vroeg, dan sal Jahweh bekend maak wie hom toebehoort en wie die afgesonderde is en wie hy na hom laat naderkom. Wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Doen dit, neem vir julle 4 panne. Korach en sy hele bende en gooi daar môre vuur in en lê daar reukwerk op voor die aangesig van Jahweh. Dan sal die man wat Jahweh uitkies die afgesonderde wees. Dit is nou genoeg, kinders van die, maar daar praat hy met hulle eintlik terug, presies op dieselfde. Dit is nou genoeg, kinders. Dan net ek nou so pas gesê het, jy weet, hy praat deur die gees, né? Dis dan genoeg. Nou sê hy, en wie wat doen hy? Hy noem hulle. Hy wys hulle daarop dat hulle kinders van Levi is, jy weet. Met ander woorde, ek sê vir jou, dit herinner my ons vriend Israel weer. Ek het hom herinner daarom dat hy 'n verbondskind is. Baie belangrik. Moenie huiwer om iemand te herinner dat, weet jy, maar eintlik is jy 'n seun van die verbond. Kom terug in die verbond. Hoekom? Jy sien, hy noem hulle, want dit, of hulle het hulle identiteit verloor, of hulle is besig om dit te verloor. En dit is hoekom hy dit so uitspreek. So, weer eens, soos ons sê, die val op die gesig is 'n teken van 'n diepe droefheid en gebed, né? En dan kom hy en hy stel 'n toets voor. Hy sê, laat elkeen reukwerk neem. Nou, wie mag reukwerk neem? Moenie dit uit die oog uit verloor nie. Laat almal reukwerk neem en dan kom ons gaan dit vir jou aanbied. En wie jou dan ook al kies, daarin is die afgesonderde een. Hy is dan die gekose een, né? So ja, hierdie beskuldiging teen hierdie opstandige leviete, ek meen, Moshe herinner vir Korach reeds, hy is al reeds in 'n eerbare posisie. Jy is dien as 'n leviet in die tabernakel, wat is die probleem?
Hy sê, julle soek ook die priesterskap, hulle is nie tevrede met hulle rol nie, hulle wil meer hê. Dis ambisie. Dit is absoluut ambisie. So, hoekom, maar dan, wat mos jy doen, en nou kan hierdie ene so maklik mis, ek weet, ek het nie in die verlede dit so diep gedoen nie. Hy val op sy aangesig, hy tree in, maar hy vra ook dat Vader nie hulle reukwerk sal aanvaar nie. Okay, hoor nou mooi, hy bid dit letterlik, hy sê, Moshe het hulle harte geken. Reukwerk symboliseer gebed en aanbidding, maar dit word onrein wanneer dit vanuit rebellie uitkom. Hierdie ouens moes dit geweet het, he was setting them up for a fall. Ek kan vir jou dit sê, dis hoe ek dit sien. Nee? Dit, as ek sê, dit symboliseer gebed en aanbidding, maar dit word onrein wanneer dit vanuit die rebellie uitkom. Aanbidding sonder onderwerping aan Jahwe, aan sy orde, dis vir Jahwe aanstootlik. Rarig, dis hom onaanvaarbaar, en jy kan dit sien aan die reaksie van Jahwe wat nou gaan kom. So wat se tipe reukwerk bied ek en jy aan, né? Bid ons die partykeer, miskien selfs in onkunde, maar eintlik ook in rebellie nie. So, wat leer al hierdie dinge ons van die leierskap van Jahwe se koninkryk? Dis nie een van jy stel jouself aan nie. Korach het die goedkeuring van die volk gesoek, Moshe het die goedkeuring van Jahwe gesoek. Dit was die groot verskil tussen hulle twee. Dit is die, weet jy wat, maar enigiemand kan baie vinnig in dit verval, hoor. Jy moet nie jouself aanstel nie. En jy weet, hoogmoedig raak en dis meer nie. So die vraag is nie, mag ek klein nie, maar die vraag hier is, vir enige een, vir my, vir jou, vir enigiemand wat luister, is dit 'n kwessie van Jahwe het my aangestel. In die Torah is gesag 'n afgesonderde roeping. Hoor vir my mooi. Dis nie 'n gewildheidskompetisie nie. Right, wat sê ons? Sê elke rebel sal wierook bring, Jahwe is die een wat sal kies. Dis nie 'n debat nie, dis 'n goddelike oordeel. So, jy moet gaan kyk, wat is die afgesonderde aard van die wierook? En die vuurpanne natuurlik, nee. So, hier het ek gaan kyk en probeer dit mooi verstaan vanuit die Hebreëse wêreldbeskouing wat word gesê. Want wierook is reukwerk, dit word genoem die ketoret. Dis nie net bloot simbolies nie, dit is 'n afgesonderde daad van jou nabyheid aan Jahwe. Kan jy vir jouself dink, jy gaan na die brandofferaltaar toe, jy gaan deur die waskom, jy gaan deur die tafel met toonbrode, jy is voor die menorah, maar die volgende ding wat jy kan doen, jy kan nie agter die voorhangsel gaan, nie, is net die hoëpriester se reg een keer 'n jaar, maar jy kan gaan, as jy die priester is wat aangewys is daarvoor. Die laaste ding is om die reukwerk aan te bied, dis met ander woorde die gebed aan te bied, die lof aan te bied en dis meer. So, weer eens, in die Hebreëse wêreldbeskouing is dat daardie ketoret nie net bloot simbolies nie, dis definitief 'n geestelike nabyheid aan Jahwe. En dis werklik waar uitsluitlik bedoel vir bevoegde priesters op die regte tyd, op die regte plek, soos deur Jahwe bepaal. So wanneer Moshe sê, gooi môre vuur in en lê reukwerk op voor die aangesig van Jahwe, en dan sê ek vir jou, dan is hier 'n setup, want elke man se vuurpan word 'n altaar van toetsing. Dis 'n toets. As jy dit nog nie verstaan nie, nee. So hier is die kern. Reukwerk verteenwoordig die gebed en aanbidding. Dis 'n geur van nabyheid, toewyding en gehoorsaamheid. Slegs die wat Jahwe uitkies mag naby hom kom. Dis nie 'n demokrasie hierdie dat jy kan, sommer nie dink jy kan gaan nie. Ek meen, dit is nie, afgesonderdheid word net doodeenvoudig nie deur die meerderheid bepaal nie. Jou afgesonderdheid of jou afsondering en roeping word deur Jahwe bepaal. Maar die vuurpan, en dis hoekom dit vir ons so belangrik geraak het, so asof dit vir ons uitgestaan het, maar 'n vuurpan is 'n ding wat jy kole gaan opsit. Die vuurpan word die plek van oordeel en onderskeiding, soos ek gesê het,
kom voor my en ek sal wys wie regtig afgesonder is. En dan mos jy tree namens jou op. So, die reekwerk maar gelieflik ryk vir mense, maar vir jou is dit net aanneemlik wanneer dit uit 'n gehoorsame hart uitkom. So, dis 'n baie belangrike punt daar. Alright, so, Want jy kan al die aksies doen. Exactly. En dit bly net 'n aksie. Met ander woorde, soos iemand hierdie week gesê het, kyk na die mechanika. Party mense doen die mechanika, maar jou hart is nie by jou nie. En Yeshua het geklaar oor dieselfde ding. Hierdie mense eet my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Verstaan jy? Kan jy nou dink iemand soos Korag, daar waar hy bly, so naby aan die tabernakel, so naby aan die teenwoordigheid, dan het hy so tipe hart. So ek wil julle vra. Jy moet jouself afvra, maar Vader, is my aanbidding regtig afgesonder? Is dit regtig onneemlik? Of is ek besig om 'n reekwerk aan U te bied sonder dat ek 'n roeping het daartoe? Wat gebeur as ek 'n afgesonderde handeling betree sonder U toestemming? Vader, wys my. So, nou moet jy ook vir jouself nog 'n vraag vra, is hoekom toets Jahwe in stilte voordat hy oordeel? En dan het ek het net gesê, nee, mos jy herinner vir Korag, maar jy is al reeds apart gestel. Kyk wat sê in vers 8 tot 11. Verder het Moshe vir Korag gesê, luister tog kinders van Lewi, is dit vir julle nie genoeg dat die Elohim van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het, om julle na hom te laat luister, te laat naderkom, om die dienswerk van Jahwe se tentwoning te verrig en te staan voor die vergadering om hulle te dien nie. En hy jou laat naderkom het, en al jou broers, die kinders van Levi, saam met jou, dat julle nou ook die priesterskap of ambt begeer. Daarom jy en jou hele bende is mense wat teen Jahwe vergader, want Aaron, wat is hy? Dat julle teen hom kerm. So Vader sê, okay, so hier is 'n bende. Is 'n bende wat teen my kom. So, weet jy wat? Hoor my mooi. Afgunstigheid verswak en kalf dankbaarheid weg. Wat bedoel ek daarmee? Dis iets wat afguns veroorsaak, stadig maar seker vernietiging, verwoesting. Afguns erodeer dankbaarheid baie vinnig. Ek moes gaan kyk na erodeer, is eintlik dit is soos roes wat hy stadig maar seker verwoes hy die item, né? So, weer eens is dit 'n kwessie van ek en jy moet waak teen die subtiele aantrekkingskrag van die regte op bediening. Jy moet versigtig wees, maar aan die ander kant wil ek weer sê, moenie wegbeweeg nie. Dis hoekom jy tog voor die Vader se aangesig is, né? Vader, wat is die bediening vir my? Wys my, lei my op die paaie van geregtigheid. Is dit nie so nie? Lei my dan op die paai van die regte bediening ook. So, en dan net, hy spreek nie net vir Korag aan nie, hy doen 'n ernstige beroep op daai hele Levitiese stam. Is dit nie vir julle genoeg dat Elohim julle al reeds afgesonder het vir dienswerk nie? So, weer eens, Hebreëse les, bediening is 'n gawe, nie 'n reg nie. Jahwe kies wie nader mag kom. Dis 'n roeping, dis nie 'n posisie om te begeer of op te eis nie. Glad nie. So as jy wil begin gryp na meer, en dis wat Korag dan nou doen, hy gryp meer, as wat Jahwe vir hom gegee het, nee, dan is dit nie net ondankbaarheid nie, hoor my mooi, dis rebellie. Nader kom aan Jahwe, ek meen, hy gee vir die hele boek van Vayikra, om te sê, hoe moet dit wat gebeur, dit vereis daai afsondering, dit vereis geen ambisie nie, dit is net afsondering wat toelaat, dat jy voor Vader kan kom. Die Lewiete is ons nou reeds afgesonder, hulle is ons nou reeds naby gebring, maar hulle soek nog meer. In die Hebreëse denke is genoegsaamheid in jou roeping 'n teken van nederigheid. Honger vir ander se posisie is 'n teken van trots. Dis belangrik, trots, né? So, ons sien dat hierdie geestelike jaloesie
stil aanbidding en dit versier die diens. Wat Korag en sy groep nou eintlik sê is, nou, waarom net Aaron? Ons wil dit ook hê. Hierdie is 'n vergelykende jaloesie en dit dryf hulle om nie hulle eie diens met vreugde te verrig nie. The joy of the Lord is my strength, hè? Daar is ons nie maar almal baie keer skuldig daaraan, dat ons onsself vergelyk met ander nie. Dis so. En dit mag nie. Jy moet fokus en by Vader hoor, wat's jou roeping, wat's jou doel, wat wil hy met jou doen, waar moet jy dien, in watter posisie moet jy wees, en watter gawes wil hy deur jou bewerk. Yes. Want hy sê in Efesiërs weer eens, nee, hy het vir jou werke voorberei. En hy het daai werke net vir jou voorberei. In die hele wêreld met 8 biljoen mense het hy daai werke vir jou berei. En is ons nie hierdie laaste tydjie so besig met die kwessie van, Vader, ja, ons het na ander bedieninge gaan kyk, maar dis hulle bediening, ons het tot die slotsom gekom. Dis hulle bediening, dis waarvoor hulle geroep is. Daar's 'n plek en 'n tyd vir elkeen. Hierdie bediening het 'n spesifieke taak en ons moet getrou wees aan dit wat Vader vir ons vooropgerig het. En dis nie te sê dat die ander verkeerd is nie, dis nie te sê dat ons meerderwaardig is nie, maar ons moet getrou wees om te hoor wat Vader vir ons sê, wat ons moet doen. Ja, nee, dis die waarheid. So kom ons vat net daai punt net saam, ons moet versigtig wees om aanstoot te neem in iemand anders se roeping. Verskriklik versigtig wees. Want wanneer iemand teen jou se orde in opstand kom, dan stry hy eintlik teen homself. Moshe sê, wat is 'n Aaron? Julle kla hom nie, julle kla teen Jahwe. So vanuit 'n Hebreëse opset of oogpunt beteken dit, as jy Jahwe se orde verwerp, dan is jy besig om sy wil te minag. En nou hoor my net hierdie, onthou jy die skrifgie wat ons soveel keer sê, nie almal wat vir my sê, Adon, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar die wat die wil van my Vader doen. Sommige sal sê, het ons nie in die naam geprofeteer, duiwels uitgedryf, groot kragte gedoen nie, en hy sê dan, hy gaan weg, ek ken jou nie. Hoekom nie? Jy het nie die Vader se wil gedoen nie. Dis Vader se wil dat jy moet kyk, wat is jou leierskap, waar hy jou plaas, hy gaan jou opbou en hy gaan jou verhoog op die regte tyd. Sê die skrif dit nie oor en oor vir ons nie. So, ons moet nie Vader se orde verwerp nie, want dit is letterlik om sy wil te minag. So wat se vraag kan ons uit dit vra hierso? As jy, ek wil uit op jou sê, jy weet, as jy begin sien dat ek sê, ek het 'n bediening waarop ek 'n reg het, eerder as 'n roeping op bediening, sê dit vir my, ek wil nie op Korag se pad stap nie, ek is baie jammer, ek wil nie daai pad volg nie. So die wierook uitdaging, okay, so hier gaan ons vinnig kyk na 'n paar goed, en dit is, die wierook word aangebied, né? Maar hoor mooi, onwaardige aanbidding lok oordeel. Ons moet eerbied leer, afgesonderdheid verg voorbereiding. Ek het al soveel keer gesê, weet jy, Dawid het die psalms geskryf, en hy het dit in die oggend, soos daai lied wat gespeel het, hy die oggend lê hy dit voor Vader. Wel, hy het dit baie keer in die nag ook gedoen. Ek meen, die Shabbat is afgesonderd. Nee, is die reëls wat gebruik is, jy weet, deur Jahwe, sy aangestelde gesag nie so afgesonderd soos die oorspronklike opdrag uit die mond van Jahwe nie. Wanneer hy vir jou sê, die Shabbat, en hy sê nie vir jou hoe moet te doen nie, dan moet hulle mos nou vir hom gaan raadpleeg, en dan gee hy vir hulle die opdrag en sê, doen dit so. En deur al die jare, deur al die eeue, het hy dit dan om ons te doen. So, waarom dink ons, wel, ons hoef nie na die hedendaagse fariseërs te luister nie, dis hoe hulle beskryf word, maar dis duisende jare se regspraak wat gemaak het, wat sê, maar doen dit op hierdie manier, doen dit op daardie manier. Daar's nie diegene wat Yeshua glad nie ken in hulle Shabbat uitoefening nie. So, die vraag is weer eens, behandel ons die afgesonderde dinge as alledaags of afgesonderd? Is dit profound? Jy moet dit altyd in gedagte hou. Dathan en Abiram, hulle bespot vir Moshe, hulle noem
Misraim die land van melk en honing. As Jahwe kom en hy sê, Israel is die land van melk en honing, en jy wil dit omkeer, en jy wil terug aan Egipte toe, dan is jy regtig besig om nou woes buite die orde van jou te beweeg. Dis 'n opstand, jy weet, 'n opstand gaan altyd letterlik die waarheid herskryf. Dan word dit geskryf volgens hulle waarheid en nie volgens Jahwe se waarheid nie. Baie, baie gevaarlik. So, jy kan sien, dit was so lekker en Misraim gewees, so nostalgies daaroor. Pas op, moenie, jy weet, jy kan nie je hand in die ploeg slaan en agtertoe kyk nie. Jy weet mos nou, Misraim was nie die plek nie. En dis nou waar Moshe kwaad word, hy sê, ek het niks van hulle geneem nie. Lees 'n bietjie van hom, wat hy gesê het. Van vers 15. Moshe baie kwaad geword, en hy het aan Jahwe gesê, sien hulle offer nie aan nie. Ek het nie een esel van hulle geneem en nie een van hulle kwaad aangedoen. Dis dit. So, die regverdigheid is 'n vasgestelde ding. Maar eintlik hierdeur wys hy sy integriteit. Hy wys sy integriteit en eintlik nooi hy hulle uit om in integriteit te wandel ten spyte van beskuldiging. Onthou, daar was een ou wat vir Dathan en Abiram ondersteun het, maar sy vrou het hom uit dit uitgepraat. Ek dink sy naam is On. Ek het nie dit so diep bestudeer hierdie jaar nie. Nee, so jy moet in integriteit wandel ongeag van beskuldigings of dit reg of verkeerd is. Wel, die vraag is, hoe verdedig ons integriteit in 'n tyd van wantrou? Hoe maak jy daarmee? So ek wil ook hier wil ek net 'n idee gee, want Dathan en Abiram, ons moet so 'n bietjie kyk na hulle aanklag. Want dan Korag verteenwoordig, as ons kyk na die kulturele en die stamkonteks, dan Korag verteenwoordig die nie-priesterlike leviete, wat naby aan die tabernakel was, maar hulle was nie deel van die priesterskap nie. Dathan en Abiram kom uit Reuben, die eersgebore stam, wat moontlik gevoel het dat hulle is buite hulle posisie geplaas, omdat hulle die eersgeborene is. So, opstand verenig godsdienstige ambisie, soos met Korag. Weer eens, het kan mense van verskillende kerke wees, wat aan mekaar kom, om 'n sekere ding aan te spreek, maar hulle kan nie eens met mekaar oor die weg kom nie. En dit veroorsaak die ontevredenheid. So wat is nou die messiaanse typologie wat ons hier kan uithaal? Soos wat Korag teen Jahwe se aangestelde leierskap in opstand gekom het die Messias Yeshua ook teenstand gekry van die godsdienstige leiers wat eie belang en gesag gesoek het. Die een wat Elohim kies, dis wat Moshe vra. Die een wat Elohim kies, ons gaan dit nou sien. Dis die beeld van die soewereine goddelike verkiesing. Slegs Jahwe gee, hy legitimiseer die priesterskap. Jy moet ook daar gaan kyk na Hebreërs 5 vers 4 en 6, ek het nie gehad om dit in te sit nie. Kom ons kyk net na die geestelike toepassing. Dis 'n waarskuwing teen geestelike trots. Diens in die koninkryk vereis regtig nederigheid, dit verg aanvaarding aan jou toegewyste rol. Die rol, jy moet dit aanvaar. As jy dit nie gaan opneem nie, dan is ook al klaar 'n probleem. Eenheid is nie noodwendig eenvormigheid nie. Die hele Israel is afgesonder, maar elkeen van hulle het verskillende rolle en spesifieke doelwitte. So as jy teen daai goddelike orde in opstand kom, is dit om uiteindelik teen Jahwe in opstand te kom. Hulle spot eintlik hier met Moshe hulle gesê, wat gaan jy nou eintlik aan ons doen? Die mens moet ook hier versigtig wees vir die sarkasme wat uit hulle antwoord, ons sal nie opkom nie, gaan jy nou dit en gaan jy nou dat. Dis 'n sarkasme, en jy gaan dit baie keer kry, veral onder diegene wat dink hulle weet beter as jy. En Korag, Dathan en Abiram, hulle het gedink hulle weet beter as wat Moshe weet. En ons hierdie nie al in ons lewe ervaar fisies nie, Ons daarmee gepraat het ons nogal gedink, ja, nee wat.
So weer eens, soos ons gesê het, ons Hulle hou eintlik amper letterlik hierdie sinsnede so aan en hulle kom nie eens agter wat hulle sê nie. presies, jy Hulle weet. is so verblind. So, ja, nee, jy weet, maar eintlik is Moshe, jy weet, is hy vir ons absoluut die voorbeeld van selfbeheersing. Absoluut. So, wat is dit nou? Jy sal sien, hierdie gedeelte van hulle antwoord is dit veroorsaak dat dit wat hulle sê, nee, dit eskaleer nie die opstand. Hulle kom en hulle weier Moshe te ontmoet. Dis die aangestelde gesag van jou af. En dan beswadder hulle hom selfs, jy weet, die uittog self te bespot. Hulle beskuldig hom van mislukking. En dan kom Moshe, soos ek nou gesê het, en dan pleit hy by jou. Moenie hulle offers aanneem nie, hierdie ouens is rebels, né? So teen die volgende oggend het hy almal by die ingang van die tent van samekoms, by die Mishkan het hulle by mekaar gebring. En nou is hulle verwagtend op 'n toring van hierdie sogenaamde gelykheid, maar dan daag die Shekinah op. Dan daag Jahwe op. Hy daal neer. Nie om te bevestig nie, maar om te oordeel. En waarom? Jy moet vir jouself die vraag vra, waarom kom het Moshe gevra, moenie hulle reukwerk aanvaar nie. Kyk mooi wat het hulle gedoen. Moshe het hulle harte geken. Die reukwerk simboliseer gebed en aanbidding, maar is 'n ding wat kan onrein word wanneer dit vanuit rebellie kom. Ons het dit net nou gesê, nee, ek gee dit nou net weer vir die konteks. Aanbidding sonder onderwerping aan Jahwe se orde, dis onaanstootlik. Yeshua het ons die teenoorgestelde geleer, nee, volledige gehoorsaamheid word geverg. Weereens, die leierskap word nie self aangestel nie. Korach en die volk het dit gesoek. So die vraag is nie, mag ek lei nie, die vraag is ek aangestel? Dis die vraag wat ek vir myself moet vra, en dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. So, selfbeheersing, kyk net 'n bietjie daarna. Dit is Moshe se deel gewees. So wat doen hierdie rebelle? Hulle die toets is nog nie afgehandel nie, maar dis is 'n ding wat gaan kom. Hierdie rebelle bring hierdie reukwerk. Die waarheid gaan nie deur debat kom nie, maar deur teenwoordigheid. Hoor wat ek nou vir jou sê. Jy kan debatteer, Korach kan debatteer, Datan kan debatteer. Maar die teenwoordigheid van Jahwe, dit is die ding. Vers 19 sê vir ons, né, die ligglans van Jahwe het opgedaag. Nou in die Hebreëse denke is afgesonderdheid nie 'n debat nie. Dis 'n antwoord op 'n roeping. Moet ek dit weer sê? In Hebreëse denke is afgesonderdheid nie 'n debat nie. Dis 'n antwoord op 'n roeping. So hier in Bymidbar 16 vers 19 en 20 toe die hele vergadering weer teen Moshe saam staan, verskyn die heerlikheid van Jahwe self. En dit wys vir ons afgesonderdheid word bepaal deur Jahwe se teenwoordigheid, nie mense se argumente nie. So dis nie afgesonderdheid is nie iets wat jy kan opeis nie. Dis jy word daartoe geroep, jy word daartoe afgesonder. Nou, ons wil die vraag vra, hoe het Jahwe dan 'n geestelike geskille opgelos? Hoe doen hy dit? Weer eens volgens Hebreëse denke en die Torah vertellinge. Hy los dit nie op volgens die debatte nie, maar deur openbaring. Hy openbaar sy teenwoordigheid. Hy maak homself bekend wanneer mense se motiewe en gesag bevraagteken word, veral nou sy leierskap. Ook deur oordeel, né? Ook deur oordeel. Hy gaan daai ene doen, so sy teenwoordigheid bring onderskeiding. Kan jy sien waarom dit belangrik is om sy teenwoordigheid te soek en te erken en soos wat ons vroeër vanmôre gepraat het oor die animode, né? Toe ons is ek dankbaar, né? Of ek verklaar ek is dankbaar. Nou gaan hy bevestig wie hy geroep het. Hy kies en stel mense aan, die toets bly, die reukwerk gaan nou kom en dan gaan hy sy oordeel uitspreek oor hierdie opstand. Hy beskerm die afgesonderdheid van sy teenwoordigheid en roeping, selfs drasties, soos wat jy gaan sien wanneer die aarde gaan oopgaan. So hy roep hulle tot Teshuvah, keer terug in nederigheid, want voor die oordeel is daar 'n waarskuwing.
jy kan maar weet, as jy waarskuwing gekry het, moenie die boundaries van staan en oorskry nie. Jou oog gee altyd kans vir die regverdiges om hulle self af te sonder van die rebelle. En dis wat hy dan ook doen, weet wanneer hy kom en hy sê, maak julle self los van die tente van Datan en Abiram. Dan is dit 'n goeie voorbeeld van presies nou dit. So, hy los nie die geskille met kompromieë op nie. Hy los dit op met dit wat hy reeds gesê het en afsondering. So, daar's nie 'n debat daaroor nie. Hy is die een wat onderskei, hy stel aan, hy waarsku, hy oordeel, dis alles in lyn met sy afgesonderde orde. So, 250 man staan daar nie openbaar met wierook. Het lyk tog so reg, nee? Dit lyk asof dit magtiging is. Maar jou was onbeweeglik. Hy laat hom nie beweeg deur skares nie. So, ons gaan hier sien wat volg. Dit gaan nie vir hom oor die getalle nie. Dit gaan oor geregtigheid. Dit gaan oor geregtigheid. Absoluut, ja. Ja, weer eens, soos hy sê, sy heerlikheid verskyn. Het gaan nie oor debat nie, het gaan oor 'n goddelike besluit. So dis nou wanneer jou wil kom en hy vir Moshe sê, skei hierdie ouens af, ek is gereed om hierdie ouens te vernietig. En hier gaan jy nou sien, wat is hierdie aansteeklike aard van opstand, want dit kan ander mense beïnvloed. En dan bring dit die vraag na vore, dat soms moet jy wegbeweeg van die groep af. Van die kompromie, want jy kan nie kompromie aangaan, vir jou moet die waarheid wees, jy kan nie kompromie met iets wat halve waarheid is nie. Weet jy, daar staan, toe verskyn die liglampens van Jahwe aan die hele vergadering. En Jahwe het met Moshe na Aaron gepraat en gesê, skei julle af van hierdie vergadering, en ek sal hulle in 'n oomblik verteer. Maar hulle het op hulle aangesig geval en gesê, O Elohim van die geeste van alle vlees, sal een man sondig en u op die hele vergadering toornig word? 'n Leier bevind homself baie keer in 'n situasie waar daar geen maklike opsies is nie. En dan moet hy kies tussen 2 of meer van die negatiewe uitkomste. So wat jy hier sien, as hy een kies, verloor hy dalk aan die ander kant. Kies hy die ander kant, verloor hy weer dalk hierdie kant. So hoe hy in daardie oomblik optree, wys of hy 'n ware leier is of nie. As hy besluit homself benadeel, maar die volk bevoordeel, dan is hy 'n goeie leier. Baie beslis. Maar as hy besluit die volk benadeel en net homself bevoordeel, dan is hy 'n ramp van 'n leier. So Moshe het met sy posisie misbruik nie. Jy kan dit sien. Hy het niemand seer gemaak of misbruik nie. So hulle val, hy en ander val, hulle val op hulle aangesigte neer. So moet almal dan lei oor een man se sonde, né? So die vraag is, bid jy vir jou vyande of jy teen hulle, bespreek jy hulle? Wat doen jy met hulle? Want vyande gaan jy hê. So kom ons kyk bietjie na die kulturele konteks ook wat uit hierdie gedeelte uit voorkom, né? Die gebruik van die reukwerk was uitsluitlik gereserveer vir die bevoegde koheniem. Hierdie rebelle, die dade van hulle, is 'n ernstige rituele oortreding. Hulle waag dit om 'n priesterlike rol te vervul. Reuben is nooit geroep om die reukwerk. Kan jy sien waar kom die probleem in? Verkeerde ding gedoen. Hulle gaan wat in die ons het nou vir gesê, die reukwerk het met baie dinge te doen, onder andere die gebede, né? So hulle waag dit om sommer hulle vat hierdie 4 panne en hulle bring dit hier in die teenwoordigheid van Jahwe en was hulle nie gedagtig aan dit wat Nadab en Abihu oorgekom het nie, né? Hulle is nie deur Jahwe daarvoor geroep nie. En ons sien dat die manifestasie van die Shekhinah, né, die goddelike teenwoordigheid, wys dat hierdie situasies bitter ernstig. Die afgesonderdheid van die diens is op die spel hier. Moshe, hy is nou weer die messiaanse figuur, hy verdedig nie homself met geweld nie. Al wat hy doen is hy beroep hom op goddelike geregtigheid. So, onthou net, dis wat hy ons moes gesien het. Hulle kan nie met 4 panne kom en dink, hulle kan daai werk doen nie. Jahwe het hulle nie daartoe geroep nie.
So, weet waartoe word jy geroep en moenie 'n aanname maak dat jy tot 'n ding geroep is nie. Wanneer jy vir iemand wil bid, moet jy eers daai innerlike check kry en sê, Vader, wat wil jy hê moet ek hier doen? Wys my duidelik, sodat ek u woord kan uitvoer. Nee? 'n Priester word nie self aangestel nie, word deur Jahwe gekies. So, dit gaan nie daaroor om 'n sigbare rol na te jaag nie, maar regtig om Vader in daai spesifieke roeping te gehoorsaam. Moses het vir onwaardiging is nie iets wat kom uit trotsheid nie, maar eerder sy gefokusdheid en respek vir die afgesonderde diens van Jahwe. So elke geestelike gemeenskap staar daai gevaar in die gesig as hulle 'n ambisie het wat vermom is as geestelikheid. Ons weet Jahwe is genadig. Ons weet gebed keer woede om. Ons weet dit. Vraag is vir wie staan jy in die gap? En ek, natuurlik ook. Nee, ek sê vir jy, dit is nie beskuldiging na enigiemand toe nie. So ek sê weer eens, Jahwe, nee, die Engels sê dit, ek onthou 'n liedjie van die slow to anger. Hy is stadig voor so weet oordeel is nie sy eerste stap nie. Hy gaan vir jou kans gee. Hy gaan vir jou kans gee om jou selfbeheersing in check te kry, nie net die krag nie. Ek weet nie, jy kan vir jouself dink, hoeveel keer was Jahwe nie geduldig net met jou nie? So, die mense kyk, hulle sien die dinge, ek weet, wat sou jy doen as jy in daai skare was? Weer eens, soos ek sê, as jy na die derde Alia gekyk het, dan sê hy, beweeg weg van die tente van Korach, Datan en Abiram, want waar ons staan, maak 'n verskil, hoor mooi. Wanneer jy sien dat daar is 'n geestelike onreg wat gepleeg is, dan moet jy werklik waar baie vinnig wegstaan van daai tente van Datan en Abiram. Want dit maak 'n verskil. Waar jy staan, maak 'n verskil. Hy sê ook, jy raak ook niks van hulle goed aan nie. So, kan jy sien, waarom het Jahwe die grond onder Korach hulle laat oopgaan? En dan net, die rebellie was nie net 'n ideologie nie, dit het Jahwe se struktuur bedreig. Maar ek dink dit is belangrik om te besef dat skeiding is nie 'n afkeer nie. Dit is eintlik 'n mate van beskerming. Dis beskerming vir jou. Ja. So ek meen, selfs van Korach se seuns het saam wegbeweeg van Korach se tent af, en ek meen daar's psalms op goeie wat hulle geskryf het. So is om die waarheid regtig nie uit die regte hoek uit te sien. Die een dingetje wat ek raak gesien het daar is, dis letterlik asof jy was die grond gebruik, dat dit kan oopskeer deur te sê nee. Die grond se manier is om vir jou te sê nee. Dis nie hoe dit werk nie. Jy tas die struktuur van Jahwe aan. So weer eens, is ons besig om te aanbid in waarheid of bring ons vreemde vuur? Maar ons het gesien dat Mose en Aaron, hulle het onmiddellik gereageer, dit was dringend, en hulle waarsku ander om terug te keer. Gehoorsaamheid verg dat jy as jy doortree op, as jy doortree op, moet jy dan, wel, kan ek daaroor dink en ek wil nog daaroor bid, jy weet baie mense geef jou daai verskoning, ek wil nog daaroor bid. Nee, hoekom wil jy daaroor bid? Jy weet mos wat is die waarheid? Het jy nie die waarheid reeds gehoor nie? Jy is besig om 'n ding te vertraag. As Vader gepraat het, doen dadelik wat hy gesê het. Dan is daar mense wat terugtrek, is mense wat afskei, weet, hulle wys sigbaar, nee, wat ek kan kies hulle. So, vir my is dit 'n kwessie van, wanneer ek skei jou af van die tente van Datan en Abiram, dan sê ek roep jou op, om standpunte in te neem, vir Jahwe. Dis wat jy doen. Dis die beginsel wat jy uitkom. Neem daai standpunt op. Waarom? Ek meen, jy het nodig om te weet wanneer jy moet wegstap en wanneer jy moet bly. En hier word hulle gechallenge. Stap weg van hierdie tente af en dit het vir hulle gewerk. Maar die ander sondaars, die wat betrokke was in die rebellie, jammer, hulle het gesien dat
werklik waar, hulle moes geluister het na Moshe, want profete voorspel nie net nie, hulle bring mense in lyn met Jahwe self. Maar wat was Moshe's opdrag eintlik, of sy verklaring hier is, dat die motief, maar Vader, as hulle natuurlik sterf, dan het u hulle nie gestuur nie. Hulle nie gestuur nie. Dit is eintlik, maar as die grond oopgaan, dan weet ons, okay, hier is 'n oordeel van u. Ja. Dis eintlik wat hy sê. Ek moet so 'n bietjie die tyd dophou. So, ek sien ons is al amper by klaarmaak gedeelte, en daar's soveel wat ons nog wil bespreek, en ek gaan definitief dit wat ons addisioneel voorberei het, gaan ek opneem, en ek gaan dit ook vir julle plaas saam met verlede week se lering. Ons sien daar in vers 25, die aarde gaan oop. Die grond sluk korig sy groep lewendig in, oordeel is vinnig en dadelik. Nee? So, hierdie is Jahwe se uitspraak. 4 verteer die 250. Hoekom? Want hulle was nie geregtig om 4 te bring in die eerste plek nie. Hoe het hulle dit nie verstaan nie? So, weer eens is dit 'n kwessie van leer eerbied in daardie afgesonderde dade. Nee? Weet wanneer jy verkeerd is. Kry, as jy geroep word tot berou, doen dit dadelik. Ek het vir iemand vroeër hierdie week gesê, jy weet, wanneer jy teen die Vader teen die Torah gegaan het, soos geestelike asemhaling, blaas die sonde uit en asem die waarheid in, of blaas dit wat sleg is uit en asem weer die ruach in. Maar hoekom het ons die geneigtheid om te wag? En dan te wag, en om maar die beste te glo, in steede daarvan om 'n posisie in te neem en te sê, ek skei my af. Het gaan weer terug na die Dan is dit gewoonlik te laat, ekskuus. Ja, maar dit gaan weer terug na Emunah en Bitachon. Wanneer jy dit weet, tree dadelik op, tree op in daardie ding. Weet, in daai aksie om ontslae te raak daarvan. Weer eens, watter herinneringe hou jou terug om, weet, teen daai opstand te wees? Ek dink hier is 'n waarskuwing vir die geslagte, nee. Is nogal werklik iets waarna ek en jy moet kyk. Wanneer hy dan gesê het, geen buitestander mag nader kom nie. Toewyding het perke. Daai 250 het die perke oorskry. Met vers 17:2, spreek met die kinders van Israel en neem van hulle vir elke stam 'n staf. Van al hulle owerstes volgens hulle stamme, 12 stawe, elkeen se naam, moet jy skrywe op sy staf, en Aaron se naam moet jy skrywe op die staf van Levi, want een staf moet daar wees vir hulle stamhoofde. Ja, en dan natuurlik, en jy moet dit wegsit in die tent van samekoms, voor die getuienis waar jy saamkom. En die staf van die man wat ek uitkies, hy sal bloei. Dan hierdie gebeur nou alles na hierdie 2 stelle rebellie en al daai. So die een wat ek uitkies, ek is Jahwe, wat hy uitkies, sal bloei, en ek sal die murmureringe van die kinders van Israel, wat hulle teen julle kern, stil maak teenoor my. Daarna het Moshe met die kinders van Israel gepraat, en al hulle owerstes het hom 'n staf gegee. Jy kan sien, die prentjie praat eintlik baie duidelik, al 2 van hulle, nee, jy kan sê, hulle gee elkeen hulle staf, en die staf praat van jou autoriteit, van jou posisie. En elkeen het vir hom 'n staf gegee, vir elke owerste, 1 ooreenkomstig hulle stamme, 12 stawe. Aaron se staf was ook onder hulle stawe. Dan sê hy verder. Ons nou reeds daai gesê. Nee, so, ek wil eintlik vir sê, wat is die sentrale tema eintlik hier? Ek wil dit nou verkort. Die sentrale tema is, daar's 'n goddelike bevestiging van Aaron se leierskap hier gewees. Jahwe gee opdrag aan Moshe om daai staf te neem, hy doen dit word dan in die tabernakel geplaas, maar ek wil net jy moet vir my kyk nou, wat is die doel van elkeen van hierdie dinge, en dan net, jy sien in vers 5 daar, dat die man wat ek sal kies, sy staf sal bot, en dan natuurlik word Aaron sy rol word dan nou bevestig,
Maar daar was 'n paar dinge gewees wat vir my duidelik is, weet ek hou aan om. Ons gaan die volgende skrif lees, maar ek wil net klem lê op hierdie prentjie. Daar was staf, daar was uitgebot, uitgeblom en uit vrug gedra. Dis die drie, dis die hoof. Wat ding wat al ek drie hier goed is aan daai staf. Ja. Tegelyk. Maar dit vertel jou ook, en dis hoekom hierdie prentjie wat jy sien so belangrik is, dat jy die progressie kan sien van geestelike groei. Kom ons lees die volgende skrif, dan gaan dit duideliker maak. Jeremia 1:11. Verder het die woord van Jahwe tot my gekom en gesê, wat sien jy, Jeremia? En ek antwoord, ek sien 'n amandeltak. Toe sê Jahwe vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Presies, hy is wakker oor sy woord om dit te volbring, wat sê die Aaron se staf, want dit was toe nou die bloeisels, die blom en die vrug. Ek dink jy het dit eintlik opgesom daar al klaar, en dit is, wel, hoe lyk die vrug in jou lewe? Is jy al geestelik volwasse? Is jou staf deur daai volle proses? Is dit waar ons staan? Goed, ek dink dis hier waar ons gaan, is daar ietsie wat jy wil byvoeg? Dan anders kyk, kom ons moet hier so halt roep. Ja. Ons roep het halt hier. Ek sal die afsluiting doen, want hier is nog heel wat skyfies wat ons voorberei, maar die tyd haal ons in. Die normale tyd, want ons wil ook graag met julle gesels ook, en dit weet net so 'n bietjie verder vat, maar wat is dit? Die hele ding oor, elkeen van ons te staf, elkeen van ons het 'n autoriteit. Gaan kyk waar lê jou autoriteit, jou mate van autoriteit, en weet net dit. Ek sê nou vir jou, hoor my hart. Dis 'n goeie gebed om te bid en te sê, Vader, ek neem van daardie gedelegeerde autoriteit wat U aan Yeshua gegee het, want hy het gesê, alle mag en gesag is aan my gegee. Ek neem van daardie gedelegeerde autoriteit op my, want Yeshua is in my en ek is in hom en hy is in U. En ek vra dat hierdie situasie hanteer word, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. En in daardie naam, met daardie gedelegeerde autoriteit, beveel ek hierdie siekte om te gaan, beveel ek daardie demoon om te gaan, beveel ek daardie sieke om te genees. Weet jy nou wat ek sê? Dis hoekom dit so belangrik is om te weet, wie is die een wat die scepter het, wat die regte staf het? Is dit nie die koning van die konings nie? Is dit nie Yeshua nie? Is dit nie deur die Vader van hom gegee nie? Neem asseblief jou autoriteit op.